Goeiedag. Die psigiater en skrywer M. Scott Peck het sy blitsverkoperboek met die titel The Road Less Travelled begin met 'n eenvoudige, kort sinnetjie. Life is difficult. Punt. Dit het dadelik al wat 'n leser is se aandag getrek. Ek het later gewonder of die gewildheid van die boek nie dalk grootliks met daardie eerste kort sinnetjie te doen gehad het nie. 'n Kort sinnetjie of 'n enkel woord kan mos 'n hele wêreld vol betekenis insluit. Hoe dit ook al sy, daardie woorde bevat 'n diep, onbetwisbare waarheid. Lewe is nie maklik nie. Ons Vader in die hemel sal wel uit die mensdom se gebede agterkom dat M. Scott Peck die lewe reg opgesom het. Dis nie soos God die lewe bedoel het nie, maar dis soos ons hom gemaak het. Moeilik, ingewikkeld, verwarrend. Ons het hom so gemaak. Die Good News Bible vertaal Prediker 7 vers 29 so: This is all that I've learned. God made us plain and simple, but we made ourselves very complicated. Nou, dis dalk nie die beste vertaling van die Hebreëse teks nie, maar mens, dis vol in die kol. So, wat moet ons bid in hierdie moeilike wêreld? Waarvoor moet ons vra? Die woordjie wat die Bybel gebruik om God se volkome antwoord op ons vraag te gee, is die woordjie koninkryk. Ons moet bid dat God se koninkryk moet kom, dat sy wil moet geskied. Die koninkryk is daar waar God se wil hier op aarde volkome geskied. Want die deurmekaarspel in die wêreld en in ons lewens is nie volgens die wil van God nie. God wil koning wees op die aarde, sodat elke mens en dier, elke plant en gogga kan gedei, kan blom, sy of haar volle potensiaal kan bereik. Dit is die koninkryk van God. En God wil beslis nie wag tot ons dood is voor hy die koninkryk laat kom nie. Met die koms van Jesus het die koninkryk op hierdie aarde begin kom. Met die kruis en die opstanding van Jesus is die koninkryk se wiele behoorlik aan die rol gesit en met die uitstorting van die Heilige Gees het die koninkryk al hoe meer 'n werklikheid begin word waar gelowiges woon. En met die wederkoms van Christus sal die koninkryk volmaak hier wees. Daar is niks goeds wat ons kan vra, niks wonderlikers waaroor ons kan droom, niks heerlikers wat ons begeer, wat nie reeds in hierdie een geskenkboksie, wat God se koninkryk genoem word, verpak is nie. Daarom moet die ganse kerk meer as een keer per dag hierdie bede bid. Ek dink Jesus sou dit die enigste bede kon maak, maar hy het nie, so raai ek, want God hou daarvan dat ons met hom gesels. Hy wil nie net 'n vinnige WhatsApp kry nie. Ons moet huis toe bel. Ons moet met ons Vader praat. Die Onse Vader, met hierdie koninkryksgebed in hom, vra dus vir ons Vader wat in die hemel is: Here, kyk nou hoe moeilik dit met ons gaan. Dis tog nie soos u dit bedoel het nie. Help ons nou reeds om volgens u bedoeling in hierdie wêreld met mekaar, met die natuur en met u saam te lewe. Laat dus u wil geskied, o koning, want u wil is altyd vir ons die beste. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons al ons skulde, omdat ons ook hulle vergeef het wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar red ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.